Goeiemôre almal. Dit is vir ons 'n voorreg om hier by julle te wees vanmôre. En dan sal vir julle 'n boodskap gee soos die Here dit op die hart gelê het. Nou kom ons doen net 'n gebed voor ons nou begin. Here, dankie dat ons hier kan saam wees. Here, dankie vir die woord vandag. En Here, dat ons hierdie woord oordra, soos wat U wil hê ons moet oordra. Nou Here, dit is nie altyd vir ons as mens maklik nie, maar U is ons krag en ons sterkte. En Here, laat U Gees die naprediker wees van hierdie woord. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vanoggend oor hoe die wêreld God behandel. Nou, as ons nou kyk rondom ons in hierdie tye, dan sien ons baie dinge gebeur. En ons weet ook dat die mense hulle eie ding wil doen. Maar ons word baie duidelik gewaarsku in die Bybel oor die realiteit van God se komende oordeel. Hierdie lewe is net tydelik. Jakobus sê vir ons dis soos 'n dam. En ons weet God het 'n dag bepaal waarop elke een aan hom gaan antwoord gee. Nie net oor dit wat jy gedoen het nie, maar ook vir elke ligsinnige, nuttelose en skadelike woord wat jy gespreek het. En ons lees in Handelinge 17 vers 36 en 37. God het dan nou die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Deur wie? Deur wie? Deur een man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal die sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Met ander woorde, hierdie man is Jesus Christus. Maar kom ons kyk dieper na hierdie boodskap. Ons weet die wêreld dryf die spot met God en sy mense. En ons sien daagliks hierdie losbandigheid onder die mense. Hulle het nie meer 'n sin vir dit wat reg is nie. Dis partytjies en ligsinnigheid en hulle lewe sonder enige besorgdheid oor God se wil. En dit is presies wat die Bybel vir ons skryf oor die laaste dae. 2 Petrus 3 vers 3 en 4 sê vir ons: dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.
En ons sien dit elke dag. Mense leef asof God nie kan sien nie. Mense lewe asof daar nie 'n ewigheid hierna is nie. En mense lewe asof God nie gaan kom oordeel nie. Hulle jaag net plesier en rykdom en sonde na. Maar in al hierdie dinge ignoreer hulle God se stem, ignoreer hulle God se stem en al die waarskuwings wat hy vir ons gee. Maar hulle word baie duidelik gewaarsku. God laat nie met hom spot nie. Paulus skryf ons in Galasiërs 6 en 7. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat hy in die gees, of nee, wat hy in sy vlees, nee, kom wag, kom ons begin van vooraf, ek het 'n bietjie. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Nou, wat is die verderf waarvan hier gepraat word? Dit is die hel. Daar's baie mense wat sê, daar is nie 'n hel nie. Daar is 'n hel. Jesus het dit vir homself gesê. Hierdie wêreld waarin ons lewe, hulle spot ons, hulle lag vir ons, maar hulle kan dit maar doen, want ons weet, die waarheid van God sal bly staan tot die einde toe. En daar's nog iets anders waarvan ons seker kan wees, en dit is die dood. Hierdie liggaam het 'n beperkte tyd op hierdie aarde. En Paulus skryf, wel, ons neem aan as Paulus, maar die Hebreërs skrywer sê vir ons in Hebreërs 9, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Elke mens op hierdie aarde het 'n afspraak met die dood. En ons kan nie daai afspraak kanselleer nie. Elke mens gaan verseker sterf. En nadat jy gesterf het, kom die oordeel. Jy gaan nie na jou dood skielik in 'n nuwe lewe hier op aarde weer begin nie. Ek weet daar's mense wat daai gemors glo. Daar gaan ook beslis nie 'n tweede kans wees om reg te maak na die dood nie. Die toestand waarin jy sterf, is die toestand waarin jy gaan bly tot in ewigheid. Jy's gered of jy's nie gered nie. As jy ongered is wanneer jy sterf, gaan jy dit nie kan regmaak nie. Ons het gesien dat Jesus vertel van Lazarus en die ryk man. Die ryk man sy oë in die hel oopgemaak het en gevra het, kan iemand nie gaan waarsku daar buite? En die Here het vir hom gesê, nee. Hy het gesê, kan iemand nie gaan waarsku sy broers wat nog lewe nie? En Jesus het vir hom gesê, nee. Hulle het die profete en die priesters daar buite. Dat hulle na hulle gaan luister. So ons weet, daar kom 'n dag wat jy nie sal kan omdraai nie. En dit is hoekom dit so belangrik is om nou jou saak met God reg te hê.
Geen mens weet wanneer jy sterf nie. Geen mens weet wanneer Jesus weer terugkom op die wolke nie. Want die Bybel sê vir ons, en julle moet nou baie mooi luister, daar is geskrywe, God het reeds 'n dag bepaal. Daai dag waarop die hele wêreld geoordeel gaan word. As jy weet, jy is op hierdie stadium nog vasgevang in sonde, en ek het al mense vir my gehoor sê, ek voel skuldig oor my sonde, en hulle haal selfs Bybelverse aan om hulle sonde vir my uit te wys, hulle eie sonde. Dan vra ek jou vandag, baie mooi, bekeer jou van al hierdie sonde, voordat dit te laat is. As jy dan weet, God gaan jou oordeel, waarom wag jy? Waarom probeer jy jou lewe leef soos jy wil? Waarom probeer jou lewe leef soos jy wil? Net die gedagte daaraan dat God jou gaan kom oordeel, moet jou 'n koue sweet en angs laat uitslaan as jou saak met hom nie reg is nie. Die oordeel gaan nie 'n kinderpartytjie wees nie. Gaan nie lekker wees nie. Die Bybel sê, dit gaan 'n vreeslike dag wees, van geween en 'n geters van tande. Maar mense vat hierdie dinge baie lig op. Op daai dag, wanneer Jesus weer kom en kom oordeel oor hierdie skepping, gaan elke geheim geopenbaar word. Elke sonde sal veroordeel word. Elke lewe gaan ondersoek word. En elke ongelowige sondaar gaan geoordeel word. Romeine 14 vers 12 sê vir ons, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Nou wat is die hel? Die hel is die gevolg van sonde. En die Bybel is baie duidelik oor die hel. As ons in Matteus 13 gaan lees, vers 41 en 42. Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en al die wat ongeregtigheid doen. En hulle sal in die vuur en oond gegooi word. Daar sal geween wees en 'n geknars van die tande. Die hel was nie geskep vir die mens nie. Die hel was geskep vir die duiwel en sy gevalle engele. Gevalle engele. Maar elke mens wat Jesus Christus en sy voltooide werk aan die kruis verwerp, kies self om die pad na die hel te stap. Sonde voel dalk nou vir jou lekker. Soos plesierig. Ons drink, ons hoereer. Maar die einde daarvan is vernietiging en smart.
Daar is nie 'n mooier manier om dit te sê nie. Los jou sonde. Maar as goeie nuus. Ek het nou vir julle die slegte nuus gegee, maar nou gaan ek vir julle die goeie nuus gee. Daar's redding deur Jesus Christus. Hierdie boodskap van die oordeel van Jesus is nie veronderstel om ons sonder hoop te laat nie. Dis eerder bedoel om ons na berou van ons sondes te lei, sodat ons kan bekeer. God het reeds vir ons die sleutel gegee om uit hierdie mag van hierdie tronk van sonde en ongeregtigheid uit te kom. Deur Jesus Christus kan elkeen vrykom van die kettinge en die boeye van sonde. Want Johannes 3 vers 16 sê vir ons, en ons almal ken hierdie vers, so lief het God die wêreld gehaat, dat elkeen, wat gaan gebeur? Hy het sy seun Jesus Christus vir ons gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar gered kan word. Jesus Christus het daar aan daai kruis amper die boete betaal. As jy 'n verkeerskaartjie kry, dan is daar 'n boete wat jy moet betaal. Jesus het daai boete vir ons betaal, sodat ons nie nodig het om dit te gaan betaal nie. Elke persoon wat in Jesus Christus glo en tot bekering kom, sal gered word. Maar die wat nie glo nie, is reeds veroordeel. Dit staan in Johannes 3, vers 17 tot 21, kan ons dit gaan lees. En ek gaan nie nou vir ons lees nie. Maar daar staan, die wat nie glo nie, is reeds veroordeel. So ek roep julle, die wêreld mag dalk in hierdie tyd sonde vier en sonde probeer regverdig, maar die ewige oordeel is op pad. Ons moet dit nie vergeet nie. Dis ook nie 'n kwessie van as nie, dis 'n kwessie van wanneer. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis 'n belofte wat die Here vir ons maak. En dit kom al uit die Ou Testament uit. Joel 2 vers 31 en Romeine 10 vers 13 sê presies dieselfde woorde. Vandag is die dag. Vandag. Nie môre nie. Vandag. Want môre is nie eers vir ons gewaarborg nie. Nie een van ons weet wanneer gaan jy jou kop neerlê nie. As jou saak nie reg is met God nie, die hel. Onthou, eendag gaan al die partytjies ophou. Eendag gaan elke hart iewers ophou klop. Eendag gaan elke siel voor God te staan kom. Die vraag is nie of daar 'n oordeel kom nie, maar eerder of jy gereed is wanneer dit kom. Het jy jou saak met God reggemaak? Dis belangrik. Die Here wil nie hê dat mense moet sterwe as gevolg van hulle sonde nie. En ons wil dit ook nie hê nie.
Dis waarom dit vir ons so belangrik is om hierdie boodskappe uit te dra. Nie om julle bang te maak nie, maar omdat ons vir julle lief is. En so lief het God die wêreld gehad, dat hy die grootste offer vir ons gedoen het. En wat doen ons? Neem ons daai offer aan? Of het ons eie agendas en ons eie ja maar? Ja maar Here, ek wil nog so 'n bietjie die lewe geniet. Ja maar Here, ek wil nog so 'n bietjie. En so gaan die mens aan. Die wysheid sal jou leer om ware berou en bekering te hê. Kom terug by God. Kom terug by Jesus Christus en sy voltooide werk aan die kruis, terwyl daar nog asem in jou is. Want as hierdie asem uitblaas vir die laaste maal, is dit verby. Kies vandag nog. En kies reg. Want Jesus, en net Jesus, is die weg, die waarheid en die lewe. En geen mens sal na die Vader toe gaan, behalwe deur hom. Amen. Halleluja. Hemelse Vader, dankie vir die woord, Here. Here, dit is nie altyd maklik om oor hierdie goed te praat nie. Maar Here, dit is so nodig. Ons lewe in die laaste tye. En ons moet reg wees, Here. Ons moet reg wees voor U te kan staan in geregtigheid. Help ons, Here. Want ons is ook maar swak. Maar Here, seën ons en laat U Gees die naprediker wees van hierdie woord. Laat U Gees ons oortuig van ons sonde. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.